plek te neem, broer Louis vir ons item gaan lewer. Daarna gaan pastorie hierdie vir ons die woord bring. Dis kostbaar ver bo alles, die naam verruk my wese deur en deur. Die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus deurbreek. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam wat slawe kan bevry, die enig naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Die naam leef voort en sal vir ewig stand hou, wil koninkryke en al vorste val. Geen miswolk sal sy glans ooit kan verberg nie. Sy naam sal skitter tot in ewigheid. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam wat slawe kan bevry, die enig naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam wat slawe kan bevry, die enig naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor.
Jesus is sy naam. Halleluja. Amen. Ons by ons hoop doen ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here, dat ons so lief vir die atmosfeer kan stil word. Here, ons sê baie dankie. Here, vir die geleentheid en in ander plekke het die tyd Here om stil te word en hy stem te luister. Sal ons so met die koning van die altaar en gee Here dat dit ons nou weer sal doen tot stigting. Elkeen sal wees dat dit kan word wat om bly dit met julle danksegging. Amen. Ek lees hy bekende gedeelte saam met u. Psalm 51. My Bybel is so. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Here sien lees van sy woord. Elkeen wat bereid is om te luister daarna. Hier is 'n gebed wat die skrywer gebid het nadat hy besef het in watter toestand sy hart is. 'n Koning wat 'n weermag moet aanvoer om oorlog te gaan maak as daar oorlog moet wees. Maar hy voel, hy gaan die bevelvoerder van die weermag aanstuur. Hy gaan maar 'n bietjie agterbly. As hy agterbly, dan gaan geniet hy 'n middagslaap. As die middagslaap nie klaar is, dan staan hy op en hy staan op sy stoep en ronkie. Terwyl hy rondkyk, sien hy 'n vrou wat haar was naken. Omdat hy in 'n magsposisie is, gebied hy sy onderdane om die vrou te gaan haal. As hy by hom kom, dan besluit hy gebruik haar as sy eie vrou. Die vrou is weg na haar eie huis toe. Sy het nie 'n sê in die saak nie, want is 'n koning, is 'n man met gesag. 2 dae later stuur sy vir hom 'n boodskap. Ek is swanger. Op sy beurt laat hy die bevelvoerder laat weet. Ek wil hê, jy moet 'n aanval van 'n bonatuurlike wyse moet jy loods. Maar voor jy dit doen, is daar 'n sekere troep wat ek wil hê jy moet terugstuur na my toe. As hierdie man sy vrou, die vrou die naken was, en by die ingegaan het sy man by hom kom, dan maak hy die man dronk. Hy maak die man dronk, hy vra vir hom, hoekom gaan jy nie liewer huis toe nie? Die man is baie slim. Hy sê nee. As my medesoldate kan veg in die vegveld en hulle lewe neerlê, hoekom moet ek huis toe gaan? En gaan feesvier met my vrou? Ek gaan nie. En dag 3, het die man nog steeds nie gegaan nie. En hy roep hom weer. Gee hom 'n geskenk. Hy sê vir hom, ek wil hê jy moet huis toe gaan. Maar die man wil nie huis toe gaan nie. Want hy is 'n ware soldaat, hy weet waaroor gaan die lewe wanneer daar geveg word. Volgende dag is hy terug vegveld toe. Saam met 'n brief wat die koning hom gee. In die brief vra die koning die bevelvoerder om die man in die voorste linie te sit en die vyand aan te val. Nou is om te sê, 2 dae later is hierdie man dood. Dag 3 moet die tyding teruggestuur word na die koning toe. Hierdie man, wat nie gesê het ek moet in die voorste linie sit, hy is nie besaam.
As die nuus hierdie vrou bereik, soos dit in die Joodse kultuur is, gaan sy rou. Jy weet, ons trek hulle maar swart klere aan. 'n routydperk waarin sy pynlik in verwagtingskap moet rou oor haar man. Sien, as 'n mens in gesag is, jy hierdie neiging om te doen wat jy wil. Hierdie koning voel baie goed oor wat hy gedoen het. Skaars 3 dae stuur die Here 'n profeet na hom toe om vir hom te sê, jy het gesag, maar bo aan jou is nog groter gesag. Profeet vertel hom 'n storie van 2 buurmanne. Een buurman wat klomp skape het en een wat net 1 skaap het. Hy sê as die man met die klomp skape gaste ontvang, dan laat hy die buurman laat weet en vra of hy nie sy skaap kan gee om geslag te raak, sodat daar fees gevier kan word. Soos koning Dawid maar is, spring hy van sy troon af en hy sê, so man moet sekerlik sterf. Profeet staan op. Hy sê, u is daar die man. Ek praat met u oor, skep vir my 'n rein hart, o God. Na al hierdie dinge wat koning Dawid gedoen het, moet ek en u iets leer. Jy kan nie sonde toesmeer nie. Want hoe meer jy dit toesmeer, hoe meer dryf jy jouself tot 'n plek waar Dawid moet staan. As die profeet vir hom wys en sê, dan val dit hom by. Ek het gesondig. Sien, ek kan nie as kind van die Here baie keer in na die magsposisies dink ons kan doen wat koning Dawid doen het. Maar dit is wat ek hou van wanneer God jou uitgekies het. Nathan is 'n kort mannetjie, net soos Petrus hulle. Maar hy staan voor hy troon en hy sê, u is daar die man. As 'n mens al hierdie goede bymekaar sit, dan is dit sulke aktiwiteite wat jou dryf om by 'n plek te kom, dat jy op jou knieë val en God vra om vir jou 'n rein hart. God kan nie net 'n hart omruil nie, hy moet 'n nuwe hart vir jou gee. Want soms vergeet ek en u, die gesag wat ons het, is om oor sonde te heers. Ek kan alleen bid as ek bewus word van my sonde, van my omstandighede, van my magteloosheid, dan kan ek bid, Here, skep in my 'n rein hart. Sien, ek en u as kind van die Here het so gemaklik geword. Alles rondom ons is onder ons beheer. Ons is rentmeesters van alles wat die oog kan sien. En baie keer as jou verhouding met God mooi is, dan misbruik jy jou gesag. Kom ek sê, kom misbruik. Dawid het nie geloer na die nakende vrou nie. Nee, hy het regop gestaan en op sy stoep gestap. En gesien. Al goed wat hy gemaak het, het 'n gebrek aan selfbeheersing. Baie keer sien ek in u se oë dinge wat ons moet, Here gee selfbeheersing. Dat ek sien en ook nie sien nie. As Bathsheba by hom kom, het hy nog steeds gesag om net 'n geselsie aan te knoop. Maar nee, hy het mag. Hy sê vir hulle, los haar hierso, gaan julle. En hy gebruik Uria se vrou as sy eie vrou. Ek en u, as kind van die Here, kom baie keer in so 'n situasie
sien jou nie, dan wil jy doen dit wat jy wil doen. Met jou sondige hart. Met jou hart waarin jy sê, ek is maar in sonde gebore. Ek wil vanmiddag vir u as kind van die Here sê, die klein dingetjies wat ek en jy doen, is die rede waarom die wingerdstok val. Die erfvark hardloop onder die wingerdstok. Die molle kom in 'n grawe gat langs die wingerdstok. Daar is gate reg om die wortels. Aan die einde van die dag vra ons maar, Pastor Robert, daar is so 'n gesonde man in die gees. Hoekom is die man afvallig? Hoekom? Ek het my mag misbruik. Jy moet nou sien, toe die boodskap by hom aankom, ek is verwagtend, probeer hy nog steeds sonde te smeer. Die God wat ek in die aanbid, sit op sy troon. Niks kan vir hom weggesteek word. Kom ek rewind gou 'n bietjie vir u. As die twee broers offers bring, dan sê hy vir die een, pas op, die sonde lê in die hoer van jou. Maar nou even keine naam. As hulle omdraai en terugstap, dan kom hy moordlus op in Kain en hy slaan sy broer dood. Wat wil ek vanmiddag vir u kom sê? Let op dat jy die klein dingetjies in ek en u se lewe, ja, mense mag miskien nie sien nie, maar God weet dit. Dawid is gedryf nadat hy 'n gesprek gehad het met Nathan. En Nathan voel oortuig en klink. Kan hy op sy knie gaan en hy kan bid. Skep in my 'n rein hart, o God. Maar hy vra nie net 'n hart nie, hy wil nog iets sê. Hy sê, vernuwe my gees. Jy sien, ek en jy doen baie dinge om vir mense die idee te gee dat ons is gelukkig. Maar ons vergeet, jou eie gees moet hernieuw word elke dag en dit moet in harmonie met die Heilige Gees wees. As jou gees nie in harmonie met die Heilige Gees is nie, is alles te vergeefs. En dan wil ek my verstoutheid te sê, dan draai jy 'n masker. Let wel, as jy kwaad is, wees kwaad en kry klaar. Maar onthou, woede het 'n neiging om tot niet te maak. Onthou jy wat het Moses gedoen? As 'n mens mos woede is, dan bewe jou hande. Jou onderlip bewe. Jy sê goede wat jy nie moet sê nie. Jy doen goede wat jy nie moet doen nie. Daarom moet God jou 'n nuwe gees gee. Moses het die tablette laat val van kwaadheid. Jy kan in die eie lewe kyk. Baie dinge het jy verkeerd gedoen deur woede. Daarom, ek en jy moet saam met Dawid bid. Here, vernuwe my gees. Vernuwe hom van binne af na buite toe. As jy die twee dinge kry, dan moet daar 'n derde ding wat jy moet vra. Hy sê, Here, maak my standvastig. Hoekom? Hoekom moet ek standvastig wees? Mense kan nie God sien tensy hulle hom nie in my lewe sien nie. Ek kan nie vandag met 'n glimlag op my gesig en môre met 'n klopmond loop. Dan moet 'n patroon wees van die manier hoe ek die gees van God op my lewe dra. En dan wil ek nie sê jy moet heel dag met 'n glimlag loop en jou kies te seer kry nie. Wat ek by uitkom is, wanneer jy met alle erns die gebed bid, wat Dawid gebid het,
God is getrou. Yes. Miskien gaan hy nie so gou vir jou reine hart gee nie. Want God het ons 'n neiging om baie lank te vat, net jy op net. Miskien gaan hy nie nou jou gees vernuwe nie. Miskien gaan hy nie nou vir jou standvastigheid gee nie. Maar jy is mos met die meer gebore. Baie van ek en jy ons met mekaar praat sê, nee, ek is maar so. Nee. Wanneer jy kyk na die omstandighede waarin jy is, jy moet onthou, ons as koningskinders het gesag. Die mense hou ons met verkykers dop. Hoe ons lewe en wat ons doen en nie doen nie. Het jy opgelet? Daar by jou werkplek waar die mense jou ken as 'n vriendelike mens en jy besluit daai oggend vanmôre gaan ek om die mond knop maak. Dan vra hulle, maar wat gaan nou aan? Hoekom lê jou gesig dan so? Kyk dit bekend. Ek wil vanaand vir u kom sê, kind van die Here. 'n Mens is in sonde gebore. Maar jou verhouding wat jy met God het, noop jou om dit te bid wat Dawid bid. Hy sê, skep in my 'n rein hart. O God. Dit klink mos reg, nee? 'n Mens praat nie met 'n mens nou. Jy praat met God self. Elke dag as die son opkom, moet ek en u vir die Here vra, Here, vernuwe my gees. Want weet jy wat? Ek het net vanmiddag gevra my vrou. Sê ek vir my vriendin, sê ek vir haar, weet jy wat? As 'n mens die nuus ontvang, iemand is oorlede, ek praat nie van myself, dan gaan ek daar na my argief toe, ek maak hom oop, dan kyk ek hoe ek die oorledene behandel. Wat is my verhouding met die oorledene? Die rede waarom ek dit sê, ek het vanoggend in 'n jong man geloop wat sy ma vanoggend afgestel. Ek moes tree vorentoe staan en hom sterkte toewens. Jy kan nie die goede doen as jy nie toelaat dat God in jou 'n reine hart skep. Die mense het jou nodig wat rondom jou bly. Hulle wat swak is, jy moet hulle help om nuwe krag te kry. Hulle wat verslaaf aan gees is, het jou nodig, want jy het vanoggend by die Here gevra, Here, vernuwe my gees. Laat ek hulle met slap hande loop, help om hulle hande op te lig. Dis nou ek nie daar is. Ja? Dit kry ons 'n bietjie arrogansie in ons in. Nee? Want die ongelowige hardloop gedurig deur na ons toe. Bid vir my, bid vir my, bid vir my, bid vir my. Maar as dit goed gaan, dan bring hulle nie dit wat die Here hulle mee geseën het na jou toe. Nee? Kom ons buig ons hoofde. En ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here dat ons in hierdie aand hier opnuut besef, Here, hoe belangrik dit is, Here, dat ons omstandighede, die sonde waarin ons gedompel is, Here, ons moet dryf daarna toe, om vir U te vra om 'n rein hart in ons binneste te skep. Vernuwe ons gees, en gee vir ons standvastigheid, Here, want in ons lewe, wil hulle U sien. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Bybel is 'n snaakse ding. En dit is 'n baie lelike ding. Nou, wat ek sien. Nou praat die volk met baie slim. Sy verkom dat hulle ouer. Kom met dit, sy gee vir haar lekker ster. Word die kapot. Dan wil ek die ding doen. Nou, dit is daar het ek besef. God se genade wat ons hier het. Amen. 10 uur, toe ek hierdie hande op my mond. Ja, ek weet nie waar om te krap. Jy kan nie slaap nie, jy kan niks doen nie, want dit juk. En ek het besef, God is die een wat ons deur maak.
Hy is die ene wat genees. Kom ons leer om op hom te vertrou. Kom ons saam, dan gaan ons die naam van die Here groot maak en dan gaan ons ja, suster, jy gaan ons afsluit. Dat die Here vra dat U ons lewe sal vernuwe en dat U ons 'n rein hart sal gee. Asseblief Here Jesus, dat ons nie die dinge van die wêreld sal deel of meedeel nie, maar dat ons 'n voorbeeld vir die wat verlore is sal wees. Dat hulle sal kom sonder om te vra, dat hulle sal sien, maar Here, dit is hoe ek wil leef, dit is hoe ek wil wees. En ek dank en ek eer U daarvoor. Dankie vir die musikante, instrumente, dankie vir die oppergawe wat opgeneem is. Ons wil ook bid vir elkeen wat na hulle verskillende wonings toe gaan, Here, dat hulle onder die bloed van Jesus sal hou. En dat ons, as ons weer by mekaar kom, Here, dat elkeen weer iets sal hê om te deel met die ander. Baie dankie daarvoor, Here, dat ons sal woeker met ons talente. Hoekom moet ons hulle gaan begrawe? Ons het talente ontvang van U af, Here. En daarom moet ons uitdra en ons moet werk daarmee, sodat ons kan rente inkry, sodat U huis kan vol word. Baie dankie daarvoor, Here. Seën ook die voedsel wat bedien sal word. Ons sê U baie dankie daarvoor, Here. Amen. En mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.